Baie dankie gemeente. Ek wil uit om die woord van die Here oop te maak vanoggend in Rigters hoofstuk 2. Ons gaan daar saam lees vanaf die 6de vers. Rigters hoofstuk 2 vanaf vers 6 tot met vers 23. Ek lees vir ons saam vanaf vers 6. Daarna het Joshua die volk laat gaan en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem. En die volk het die Here gedien al die dae van Joshua en al die dae van die oudstes wat na Joshua nog in die lewe was en al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Maar Joshua, die seun van Nun, die knegt van die Here, het gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat Jeres, op die gebergte van Efraim, noord van die berg Gaas. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien en die Here, die God van hulle vaders, verlaat, wat hulle uit Egipteland uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat, en die Baal en die Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het. En hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek het, en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek die Here rigters, wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het, in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. So het hulle nie gedoen nie. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, omdat die Here medelee gehad het van wie hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond, wat ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Joshua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uitverdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou deur daarin te wandel, soos hulle vaders dit gehou het, of nie. Daarom het die Here daardie nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Joshua gegee nie. Tot sover uit die woord van die Here. Ek wil die mans wie dit moontlik is, nooi om te staan, dan verenig ons saam as gemeente, en ons ook aanbid eers die Here. Here Jesus Christus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanoggend kan hê om U te ken. Dankie dat U genadig is en dat U graag mense wil red. Dankie vir elkeen van ons wat vanoggend die getuienis kan hê dat U ons siel uit genade gered het. Dankie dat U vanoggend in ons harte daardie begeerte gewek het om op te kom na die huis van die Here, om saam U aangesig te kan soek. Here, baie dankie dat ons U woord het vanoggend, dat ons daaruit kan leer, dat dit vir ons opgeskryf is as 'n waarskuwing. Ons dank U daarvoor. Baie dankie vir die voorreg om vanoggend te kom bid vir hierdie gemeente, Here, dat U waarlik vir hulle sal kom seën in die bediening waarmee hulle besig is. Ek kom bid vir ons leraarspaar, dat U met hulle sal wees, vir die kerkraad en hulle verantwoordelikheid, vir elke bediening in die gemeente, Here. Ons dink so aan die evangeliebediening, evangelisasie, dat U daardeur die mense wat uitgaan en die mense wat bid en elke betrokkenheid, Here, dat U nog siele sal red. Ons dank U vir elke persoon wat betrokke is, elke persoon wat deel is van die liggaam van Christus om ook hier te dien.
sodat hierdie gemeente hier kan wees tot eer van U naam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend ook kan kom bid vir die siekes, ook soos Dr. Andrei genoem het, Here Jesus. U tog ook ons krankhede het op U geneem op die kruis, soos Jesaja 53 leer. Ons smarte, die het U gedra. En daarom kan ons kom intree, Here Jesus, dat U ook vanoggend vir hulle naby sal wees. Dat U ook hulle smarte sal dra. Here, al ken ek al die name, onthou ook vir Tannie Moekie en vir hom Thys en vir hom Ad en die ander name wat U ken, Here, dat U waarlik vir hulle naby sal wees, dat U genade groot sal wees, want ons enigste hoop wat ons het is op Jesus Christus. En ons dank U dat ons daardie hoop kan hê. Here, dankie dat ons kan bid vir ons volk, vir ons Afrikaner volk, Here, dat daar 'n terugkeer sal wees, ook binne ons kerk, 'n ware vuur en ywer om die Here te wil dien. Terwyl ons bid vir ons kerk, bid ons steeds aan die groot gebedsaksie, ook binne ons kerk, dat ons sal bid vir arbeiders in die oesland, Here, dat in elke oesland hierdie arbeiders sal stuur, ons wil kom bid die Here van die oes. Vanmôre se gemeente saam, dat die arbeiders sal stuur, as leraars, as predikante, as sendlinge om te gaan werk vir U, sal U genadig wees om weer eens uit hierdie gemeente te kom roep, dat mense gehoorsaam sal wees. Here Jesus, ons is vanoggend so afhanklik van U vir hierdie woord. Ons wil regtig vra dat U naby sal wees, dat U genadig sal wees en ook vir my sal deurdra en ook net U woord en self net die aanhaling van 'n teksvers, dat U vanmôre dit sal seën en dat U heilige naam verheerlik mag word. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. As 'n vertrekpunt vir die boodskap vanoggend wil ek graag weer vir ons lees vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En uit hierdie gedeelte vanoggend die tema, die verantwoordelikheid teenoor die volgende geslag. Buig daarvoor. Heilige manne, die wat gesê het, dis ver van ons om die Here te verlaat. Hulle eie kinders het God verlaat. En dit is 'n hartseer tendens wat ons ook so goed ken. En bewus van hierdie uitdaging het God met die oog op Israel as 'n volk in hulle eie land in Deuteronomium duidelike leringe gegee aangaande die kinders van die volk, dat so iets juis nie moes gebeur nie, want God wil hê dat elke liewe geslag hom sal dien. Daar 1 Korintiërs 10 vers 11 en 12 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons as kinders van die Here wat meen dat ons staan, moet oppas dat ons en ook die geslag wat in ons spore volg, nie sal val nie. Baie van die wat meen dat hulle staan het reeds geval. Onwillekeurig dink ons eie volk dat dit nie meer 'n volk is wat die Here dien nie, die Afrikaner volk daar te verlos. En ons sien hulle die verantwoordelikheid teen die volgende geslag het hulle besef in die gelofte staan daar. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Hulle het geweet vir die volk om die Here te bly dien, moet die volgende geslag ook die Here dien. Hierdie verhale van die Bybel, hierdie verhale uit ons eie verlede, is 'n waarskuwing aan ons wat vandag die een is wat nog staande is. Want God se plan is juis dat dit ook met die volgende geslag moet goed gaan. Daar mag verleng in die land wat die Here jou God jou vir altyd sal gee. God se gebooie was daar om sy volk en hulle nageslagte veilig te hou in hierdie beloofde land. Maar ongehoorsaamheid aan hierdie gebooie sal 'n nasie bring tot 'n val. Maar hier in Rigters moet ons tog besef dat die ouers van hierdie geslag wat geval het, die tydgenote van Joshua was. Hulle was tog manne
wat God se wonders beleef het. Hulle is manne wat God gedien het. Hulle het met ywer hierdie beloofde land ingeneem. Hulle was hard besig met die oorlog van die Here. Hulle was gehoorsaam en het God gedien. En hulle ywer vir die Here was dit egter moontlik dat baie van hulle 'n bietjie minder by hulle gesinne kon wees, bietjie minder tyd kon maak om aandag te gee aan God se talle opdragte rakende die kinders. Opdragte wat deur God daar gestel is om te verhoed dat hierdie tragedie sou plaasvind. So hierdie waarskuwing is juis aan die gemeente, aan die gesinne, aan die nasie wat waarlik ernstig is met God om hom waarlik te dien. Ons kan nie nog geestelike ywer. Hierdie boek Deuteronomium is die wet en die leringe wat deur God gegee is om hierdie nuwe geslag wat hier by Jordaan gestaan het, wat op die punt was om die land in te neem, om hulle te leer, wat hulle leer om as 'n volk op te tree, wat hulle leer om die land in te neem, dat hulle met oorwinning in hierdie land kan leef, van geslag tot geslag. Ons weet, ons kan nie die volgende geslag red nie, maar ons het die verantwoordelikheid om die volgende geslag na Jesus toe te bring. Ons het die verantwoordelikheid om te verhoed dat die wêreld hulle insuig en hulle lewens verwoes. Ons moet hulle so opvoed dat wanneer God by hulle kom stil staan, dat hulle sal weet wie God is. Dat hulle sal verstaan waaroor dit gaan. Dat hulle ook sal dien omdat hulle geleer het by die voorbeeld wat daar vir hulle is. En dit bring ons by die eerste verantwoordelikheid teenoor die volgende geslag. Die verantwoordelikheid dat kinders hulle ouers se getuienis moet hoor. Ons lees in Deuteronomium 4 vers 9. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jy oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindkinders bekend maak. 'n opdrag aan hierdie volk. Ons dink so aan klein kinders wat daar by die kaggelvuur sit, gebind deur oupa se stories van toe hy 'n jong man was, hoe hy vertel miskien hoe hy in die oorlog was, of hoe hy hard gewerk het om hierdie stukkie grond te koop, of hoe hy vir ouma daar gaan kuier het met sy perd. Maar so in hierdie tyd was dit nodig dat hierdie Joodse kinders vertel word deur hulle ouers wat hulle ouers ervaar het. Dit was nodig. Die kinders moes hoor dat die Here ook die God van hulle ouers is, dat hy vir hulle 'n lewende werklikheid is en dat hulle ook nou hulle vertroue in hom kan stel. Ons lees in Psalm 78 vanaf vers 3. Want wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertrou op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Hierdie geslag moet aan die volgende geslag getuig. Ons moet kan getuig van die werking van God in ons eie lewe. Dit is nodig dat die volgende geslag hoor hoe God hulle ouers uit daardie geestelike Egipte gered het deur die Rooi See heen. Mamma, pappa, ouma, oupa, weet jou kinders en jou kleinkinders hoe God jou siel uit genade gered het? Weet hulle dit? Of weet hulle net van die groot visse wat jy gevang het en van jou prestasies in sport of in akademie? Die ouers moet ook kan getuig aan hulle kinders van 'n krisisoomblik toe hulle deur die Jordaan getrek het. Hulle moet kan getuig van die werk van heiligmaking in hulle lewe. Hulle moet teen hulle kinders getuig hoe God gebede beantwoord. Die ouers se woorde en se lewens moet getuig dat God leef. Die getuienis van die ouers kan maak dat die Here vir die kind 'n werklikheid is of nie. Wanneer die kind dan geleer word en selfs beveel word om God te gehoorsaam, sal dit soveel makliker wees wanneer hy hierdie dinge in sy ouers se lewe sien uitwerk. Navorsing wys dat 72% van kinders die Here dien wanneer hulle ouers doen, maar slegs 6% van kinders
die Here dien wanneer hulle ouers nie doen nie. So wanneer ouers die getuienis uitleef, dan maak hulle ook die grond gereed om die kinders te kan onderrig. En dis die volgende gedagte, die verantwoordelikheid dat kinders voortdurend onderrig moet word aangaande God. Deuteronomium 11 vers 18 en 19, soortgelyk wat ons vanoggend in Deuteronomium 6 gelees het. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoorsband tussen julle oë wees, en leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die volk se kinders moet geleer word wie hulle is, waar hulle vandaan kom. Hulle moet geleer, dat hulle is besny, omdat hulle 'n verbond het tussen hulle en daar's 'n verbond tussen hulle en die lewende God van die hemel. Die seën wat daar is in gehoorsaamheid aan die Here, moet aan die kinders geleer word. Die vloek wat daar is in wat volg op ongehoorsaamheid, moet aan die kinders geleer word. Hulle moet God se wette en verordeninge geleer word, sodat hulle daarin kan wandel. So om te verseker dat die volgende geslag God sal ken, was dit noodsaaklik dat daardie volgende geslag reeds as kinders dit geleer word. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Kinders se gedagtes moet gevul word met die kennis van God, voordat die Satan die kans kry om dit te vul met sy leuns en sy vuilheid. In 2 Timoteus 3 vers 15 lees ons van Paulus hierdie volgende woorde in Timoteus skryf, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Ja, ons lering kan hulle nie red nie, maar ons leringe bring hulle na die redder wat red. En elke ouer leer tog iewers vir sy kind dat hy sy tande moet borsel. Hy leer hom dit, want dit sal keer dat sy tande vrot. So moet ook ons kinders geleer word van God, om te keer dat die gesin, dat die gemeente, dat die nasie verrot. Die kind sal soveel makliker die wil hê om die Here te dien, wanneer hy die dinge van God weet, wanneer hy besef daar is 'n verbond tussen hom en God, dat God hom wil red. Hy moet weet wat is die straf van sonde, dit is nodig dat kinders dit weet, maar hulle ook weet van daardie genadige geskenk van die ewige lewe wat in Christus Jesus verkry word. Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. So hartseer verbaal moes die ouers hulle kinders verbrand as 'n offer. Jesus vra die teenoorgestelde. Hy sê leer hulle, bring hulle na Jesus. Dit is die ouers se werk om die kinders te bring na Jesus, by die kerk, met huisgodsdiens, deur gesprekke aan etenstafel, met elke geleentheid, deur gedurig met die kinders te spreek oor Jesus, leer hulle hom ken, en Jesus raak vir hulle 'n werklikheid, iemand wat deel is van hierdie gesin. Of jy nou by die bos is, of by die see, of in die berge, of in die kar, of as 'n gesin vanoggend saam op die bed, dis 'n geleentheid wat God skenk om met die volgende geslag te spreek oor Jesus. Wanneer hulle die evangelie ken, en dit begin verstaan en geleer word, sal dit ook vir hulle moontlik wees om die woord te gehoorsaam. Dis die volgende gedagte, die verantwoordelikheid dat kinders beveel moet word om die woord van God te gehoorsaam. Hoor wat sê Deuteronomium 32 vers 46. Gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jou kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. En die volgende vers gee vir ons die rede, die wonderlike doel van hierdie opdrag, vers 47. Want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe, en deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarin julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Om 'n kind te beveel is om aan hulle die lewe te gee. En hierdie bevel om kinders te leer is eintlik iets wat tydloos is. Dit is al aan Abraham gegee, dit bestaan voor die wet al reeds.
Ons lees in Genesis 18 vers 19, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. So Isak en Jakob het ook die Here gedien, omdat hulle ouers hulle dit beveel het. In 1 Samuel 2 lees ons die hartseer verhaal van Eli se seuns, wat nie die Here gedien het nie. 'n Priesterlike familie het geval as gevolg van die kinders wat die Here nie gedien het nie. En dit is ons baie duidelik uit 1 Samuel 3 vers 13 dat hierdie juis gebeur het omdat hy sy seuns nie streng bestraf het nie. Hy het nagelaat om hulle op te voed soos God vereis. Ons moet vir ons kinders die voorbeeld wees. Ons moet hulle onderrig, maar ons het ook die verantwoordelikheid om te sorg dat hulle dit doen wat hulle geleer word. Weer terug by die tandeborsel. Nadat 'n kind deeglik geleer is waarom hy moet tandeborsel, sal hulle steeds dikwels dit nalat. Dikwels sal hulle nog steeds nie doen nie. Dit is nie alleen goed genoeg om vir hulle te sê hoekom dit vir hulle goed is nie, hoekom dit voordelig is nie. Jy moet gedurig tog weer eens vir daai jonkind sê, gaan borsel nou jou tande. Jy hou aan daarmee totdat op 'n dag deel van hulle lewenswyse word. So nadat die kind geleer is, word hy ook beveel om dit te doen ter wille van sy eie gesondheid. So sal ons kinders ook beveel ter wille van hulle siele. Die beveel van kinders plaas hulle omgewing waar die kans om reg te reageer op God se roepstem soveel groter is. Hierdie bevel is om hulle op die regte pad te hou en hulle op te pas terwyl hulle jonk en kwesbaar is, want wanneer hulle jonk is dit so maklik om te val in die kloue van Satan. Tog wil kritici meen dat ons nie vir 'n kind kan voorskryf nie. Kinders moet die vryheid hê om te kies wie hulle is en hoe hulle wil lewe. Maar ons weet dat 'n kind is egter 'n sondaar gebore. Sy wil is om te sondig, sy natuur is om te sondig. Daarom sal sy keuses van nature ook nie reg wees nie. Is dit regtig vryheid om 'n kind nie die regte pad te wys en te beveel om daarop te wandel nie? Om 'n kind net te los, wetend dat hy die verkeerde sal kies, sonder om hom te beveel om die regte pad te hou, is om hom te los dat die Satan hom na die hel toe sleep. Soos daardie 2-jarige kind daar by die afgrond. Hy het nie die vermoë om teen sy nuuskierigheid te stry en nie daar af te gaan kyk nie. So ware liefde is nie om te los dat hy sy eie keuses maak nie, want hy kan nog nie die regte keuse maak nie. Maar dis om te leer dat hy nie daarna by mag gaan nie. En dan wanneer hy wil gaan, hom te beveel om dit nie te doen nie, met alle erns. En wanneer hy steeds doen, om self weg te ruk, om hom te red. Spreuke 24 vers 11, red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Daarom gee ag op God se waarskuwing, laat ons ook ons kinders beveel om die voorbeeld wat jy self stel na te volg. En jy ook dan verseker hier na die kerk toe te volg. Dis die volgende gedagte, die verantwoordelikheid dat kinders deel gemaak moet word van geestelike byeenkomste. Ons lees in Deuteronomium 31 vers 12, laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders, en jou vreemdeling wat jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om die Here jou God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. Dis duidelik dat by die geestelike byeenkomste moet almal daar wees, ook die kinders, hulle kan nie wegbly nie, hulle is deel van die samekoms van God. Ons sien dat die Satan vrees dit wanneer die kinders saam die Here gaan dien, want toe Moses ook die kinders wil saamneem om te gaan aanbid, soos ons lees in Eksodus 10 vers 10 en 11, om God te aanbid, toe het Farao dit verbied, nee, net die manne kan trek. Joël 2 vers 16 sê, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Dit is duidelik ook met wie God 'n verbond het. Hulle moet leer as deel van die vergadering.
Hulle as kinders is ook God se volk. Daarom moet die kinders deel wees van die aanbiddingsplek. Hier moet hulle deel wees. Hulle moet weet hier in die kerk, waar hulle ouers die Here dien, is hulle ook belangrik. Dis waar hulle ook die Here dien. Hier word hulle ook aanvaar in die vergadering van die Here. Ons volkie hier is ons gemeente hier bymekaar. En kinders moet hier hoor en leer dat hulle God moet vrees. Nooit sien ons in die Bybel dat 'n kind te jonk is om die woord van die Here te hoor nie. Te sien hoe hulle ouers dit bely en self ook doen. Hulle moet saam met die lofsange God aanbid. Met 'n doop moet hulle fisies beleef hoe God 'n verbond met 'n kind het om hom te wil red. By 'n begrafnis moet hulle leer die werklikheid van die dood ook leer ken. Met nagmaal moet hulle sien hoe Christus se dood herdenk word. Hier in die kerk moet hulle sien hoe ouers bid, hoe ander mense bid, hoe mense tot bekering kom, hoe God werk en lewens verander. Wanneer die kind van kleins af deel is van die kerk, sal die kerk verander na my kerk. En deur God se genade sal die God verander na my God. Kinders wil so graag hê. Kom ons gee hulle die geleentheid om 'n God en 'n kerk te hê. 'n Ware familiekerk is nie waar elke ouderdomsgroep uitmekaar geskei word en apart vermaak word nie, maar dis waar die gemeente bymekaar onder die geklank van die woord sit, van oupa tot by die suigeling bymekaar. Wanneer die kind ook behoort, sal hy ook graag gehoorsaam. En die vrug van hierdie verantwoordelikheid in die volgende geslag realiseer wanneer die kinders gehoorsaam is. Daar moet ons hierdie verantwoordelikhede nakom om die kinders aan te spoor en dit vir hulle moontlik te maak om ook hulle verantwoordelikheid na te kom. En dit is die laaste gedagte. Die verantwoordelikheid dat kinders gehoorsaam moet wees aan hulle ouers. Deuteronomium 5 vers 16: Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Kyk God se wonderlike hart. Kyk hoe verstaan hy 'n kind. Terwyl 'n kind altyd wil weet hoekom, antwoord God dit reeds. Die meeste van die wette is 'n mag nie, daar's 'n negatiewe gevolg as dit verbreek word. Maar hier by die kinders is dit anders. Hier word 'n belofte gegee van seën wat daar is vir die kinders wanneer hulle hierdie gebod gehoorsaam. Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Dit is 'n opdrag van God, maar dit is tot jou eie voordeel. Verskoon my, ek is alweer by die tandeborsel, maar dit is 'n opdrag wat gedoen moet word. Maar die voordeel en gehoorsaamheid is vir die een wat dit doen. Dat dit met jou tande goed kan gaan, nie met jou ouers nie. God, kinders het ook die verantwoordelikheid. Hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor hulself, teenoor hulle geslag, 'n verantwoordelikheid teenoor God om dit wat hulle geleer word te gehoorsaam. En daarom moet ons bid, ons as ouers, want ons kan nie die harte verander nie. Op die ou end moet hulle self antwoord op God se roepstem. Ons moet bid. Nie om ons kinders te gaan aankla by God nie, daarvoor is Satan reeds daar, maar om vir hulle in te tree by God, dat Heilige genadig sal wees, ons selfs wanneer dit moeilik is, die vermoë te hê om gehoorsaam te wees. Soos Jesus ook vir sy disippels gebid het in Johannes 17 vers 15. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Ons as priesters van ons huis kan ook vir ons disippeltjies so bid. Deur ons verantwoordelikhede uit te voer, skep ons omgewing waar die gebod van die Here sal sin maak. As mamma en pappa dan so vir Jesus gehoorsaam, maak dit sin vir die kinders om ook God te gehoorsaam. Kinders, almal begeer dat dit met hulle goed kan gaan, dat hulle 'n goeie lewe kan hê.
Eer jou vader en jou moeder en gehoorsaam God se woord wat hulle jou beveel, sodat dit met jou goed kan gaan. En hierdie is 'n bevel van God, is 'n opdrag. En hy maak dit 'n opdrag om seker te maak dit word gedoen. Hoekom? Want hy wil seker maak dat dit met jou, met die volgende geslag, goed kan gaan. Gehoorsaam jou ouers. Nie dat hulle die enes kan wees wat wen in die stryd tussen ouers en kinders nie, maar omdat jy God gehoorsaam en omdat jy wil hê dat dit met jou en met jou geslag ook goed mag gaan. Ek vat saam, God se insettinge en gebooie is dat die kinders hom ook moet dien, dat elke volgende geslag die Here sal vrees. En dit is hierdie geslag se verantwoordelikheid om 'n lewende getuie te wees en die kinders te leer, om hulle self te beveel, om hulle kerk toe te neem en ook vurig vir hulle te bid. So skep die ouers vir die kinders 'n omgewing waar dit verstaanbaar en moontlik raak om die Here te vrees en so die wet van Christus te vervul. Die generasie wat nou leef, die geslag wat nou leef, moet ag gee op die geslag wat in ons spore volg en op ons verantwoordelikheid teenoor hierdie geslag. Dit raak al hoe moeiliker in vandag se tye om die volgende geslag te beïnvloed om ook die Here te dien. Daarom is dit nodig daar bekommernis in ons harte sal wees, ook oor die geestelike stand van die volgende geslag. Dalk is 'n benoudheid in ons hart nodig, sodat ons erns sal maak om God te gehoorsaam, erns sal maak om hom te soek, ook vir die volgende geslag. Wanneer ons as ouers eendag voor God staan, sal ons moet rekenskap gee van ons talente, van ons gesin, waarmee hy ons toevertrou het. Wanneer die kind dalk al groot is dit moeilik om 'n invloed te hê, maar moet nie ophou om 'n getuie te wees nie, moet nie ophou om 'n voorbeeld te wees nie, moet nie ophou om hulle na die kerk toe te nooi nie, moenie ophou om vir hulle te bid nie, moenie ophou om vir hulle in te tree nie. Maar God se woord jou ook aanspoor om opnuut erns te maak met die verantwoordelikheid, met die wette te gehoorsaam, ook teenoor die volgende geslag. Om waarlik gehoorsaam te wees aan wat God vereis, waarlik vir hulle in te tree, sodat daar oor jare van nou, van hierdie vergadering, die volgende geskryf kan word. En toe ook daar die hele geslag wat hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here waarlik geken het. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, baie dankie vir die geleentheid om U vanmôre te aanbid. Dankie Here dat U ook kinders liefhet, dat U bemoeienis maak en dat U wil hê dat elke liewe geslag U sal dien. Here, ons het U nodig, ons is afhanklik. Here Jesus, kom gee vir ons die genade om ook die volgende geslag te kan bring na Jesus. Op ons eie kan ons niks doen nie. Maar gee ons die genade om te gehoorsaam te wees. Gee ons die genade om te kan bid. En Here, gee die volgende geslag die genade om ook te kan volg in die voorbeeld wat gestel word. Here, gee die volgende geslag die genade om te kan luister na die lering wat gegee word aangaande God. Gee die volgende geslag daardie begeerte om hierheen te kom, om deel te wees van U gemeente. Here, sal U ook in die volgende geslag se harte werk om U te dien. Dat die seën van die Here ook in hierdie gemeente en in ons gesinne kan voortgaan ook na die volgende geslag. Here Jesus, ons is so afhanklik van U. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.